As jy my sou vra hoe die Here my lewe verander het, dan moet ek vir jou sê, verskriklik baie. Sonder die Here is ek letterlik niks nie. En glo my, ek het die lewe sonder hom probeer. Eers sonder hom, heeltemal sonder hom, toe halfpad saam met hom. En totaal in 'n depressie opgeëindig. Mense nou dink, mense wat nou borrelende persoonlikheid het mos nou nie sulke probleme nie. Maar almal wat het sal vir jou sê, mense wat baie op het baie af ook. So, ek het die heel onderkant getref. Net mense wat al ooit deur depressie is, sal presies weet waarvan ek praat en sal vir jou sê, daar's geen logika daarin nie, dis net donker. En ek het in 'n hospitaal opgeëindig en weet jy wat was deel van die probleem? Dit was dat ek gevoel het ek kan nie die Here se stem hoor nie. En dat as ek nie sy stem kan hoor nie, beteken dit seker ek is regtig nie goed genoeg nie. Die boodskap wat ek my hele lewe lank al gehoor het is waar. Ek is nie goed genoeg nie. En ek moes by die einde van myself kom om te verstaan dat daar niks is sonder die Here nie. Dat hierdie lewe met al hierdie potensiaal en al hierdie geleenthede. Ek sê vir jou, iemand anders wat gekyk het na my lewe sou gesê het, waaroor moan jy? Daar's niks om te moan nie. Maar jy weet wanneer jy leeg is binne. En ek moes voor die Here op my knieë opeindig en vir hom sê, Here, sonder U is daar nie lewe nie. Lewe het geen definisie, nie liefde nie, nie familie nie betekenis nie, niks is die moeite werd sonder Jesus nie. So, wat het God verander in my lewe? Hy is my lewe. Sonder hom is dit net eenvoudige mors van tyd. En wat het Radio Kansel in my lewe verander? Ek dink ons is so bevoorreg om 'n Radio Kansel te hê. Dis 'n platform waar ek enige vraag kan vra waaroor ek wonder en glo my, ek wonder oor baie dinge. Dis 'n platform wat jou uitdaag om nooit rustig en tevrede te wees met die bietjie wat jy weet nie. Dis 'n platform wat vir jou wys hoe bietjie jy weet en dat daar altyd iemand anders is by wie jy kan leer. Dis 'n platform wat die woord van die Here vier, wat vir jou sê, moet nooit tevrede wees met tweede beste nie. Wees tevrede met eerste beste, die woord van God, tyd in sy teenwoordigheid. En al hierdie dinge was deel van my lewe, maar dis asof hierdie stasie nie ophou nie. Elke dag is dit in jou gesig. Dis die woord van God, dis wie God is. Dit is passie, dis hoe bediening lyk, dis hoe mens nooit tevrede kan wees met dit wat jy het nie. En ek hou daarvan om uitgedaag te word die hele tyd. En ek hou daarvan om 'n platform te hê waar mens direk kan praat, reguit kan praat, en waar ons gekonfronteer word met elke liewe leuen wat opgerig is in ons lewens. Nee wat, Radio Kansel bring rykte, diepte. Ek sê altyd, Radio Kansel is 'n steekstasie. Nooit tevrede wees met slap chips as jy steak kan kry nie. En dit is Radio Kansel.